So aan die begin van die jaar het ons prentjies oor die toekoms, is dit nie? Ek wil dit nie nuwejaarsvoornemings noem nie, want ons weet mos hoe dit meestal uitdraai. Maar ons het idees en drome, dalk selfs vrese en onsekerhede. Meer van dit, maar tog net nie weet dit nie, asseblief. Ons dink aan hoe die skooljaar of universiteitsjaar vir ons kinders moontlik kan lyk. Ons skep prentjies vir hoe dit sal lyk as ons werk suksesvol is. Party van ons wag vir toetsuitslae wat sal bepaal hoe ons gesondheidspad hierdie jaar sal begin. Jy het dalk 'n onderhoud wat wag of 'n nuwe werk wat begin. As ons kyk na ons lewe, dan droom ons oor balans, oor prioriteite. Ons dink aan hoe ons sal wil hê ons verhoudings moet lyk. En dan natuurlik dink ons sommer nou ook al aan ons volgende vakansie. Deel van hierdie prentjies in ons gedagtes vorm is ook oorweeg hoe dit anders, beter kan wees as wat dit was. Ons wil sekere moeilike situasies anders hanteer. Ons hoop dat daardie slegte of moeilike goed wat laas jaar gebeur het, nie hierdie jaar weer ons pad langs sal kom nie. Mag dit beter gaan met die ekonomie, mag daar nie politiese onrus wees nie, mag ons werk nie in gedrang kom nie. Ons kyk uit vir lig wat ons ver wegvat van die donker wat ons al beleef het. Die Israeliete bid vir so 'n tyd, terwyl hulle in 'n vreemde land sit met die herinneringe van 'n verwoeste Jerusalem en 'n tempel wat stikkend lê. Hulle is in 'n woestyntyd van hulle lewe. Hulle is in afwagting vir 'n toekoms waar dit beter gaan, waar hulle onderdrukking verby is en dit dood eenvoudig met hulle sal goed gaan. En hier hoor hulle die stem van God soos volg. Lees saam met my. Ek is die Here, julle heilige God, die skepper van Israel, julle koning. Maar moenie net aan vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuut doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer, die jakkalse en die volstruise, omdat ek water gee in die woestyn, riviere in die droë wêreld om my volk, my uitverkore volk, se dors te les. Dit is die volk wat ek vir my geskep het, en wat my lof sal verkondig. Hier is die belofte vir iets nuut vir die volk. Dit staan op die punt om te gebeur, soos 'n golf wat amper breek, kan niemand dit keer nie. God gaan iets doen. God bring riviere in hulle woestyn in. En dit gaan alles beter maak. Is hierdie belofte ook vir ons hier aan die begin van die jaar? Is hierdie prentjie van die toekoms vir die volk wat in ballingskap is en diep verlang na verligting en hoop, ook vir ons in ons land, in ons omstandighede nou? Wel, kom ons verken hierdie beeld van die toekoms. Wat behels dit? Let op dat hierdie prentjie nie 'n welvaartsteologie of 'n minimalisering van die daaglikse realiteit is nie. Hierdie prentjie wys iets anders. Dit nooi ons eerstens om te vertrou op die Here. Die toekoms waarvan God hier praat, het te doen met 'n ander manier van lewe. Dit vra 'n tweede, dieper kyk. Dis 'n manier van lewe waar ons God anders kan benader en anders in verhouding met hom kan wees, omdat ons raak sien dat hy beide kragtig is en deernis het. Vroeër in Jesaja word die beeld van die Here se arm gebruik. Die groot, sterk, almagtige arm wat ook liefdevol vashou. Kan jy dit insien? Vir 'n lang tyd het die Israeliete waarskynlik groot klem net op God se almag geplaas. Hy maak 'n pad deur die see, hy stuur manna en kwartels, hy verslaan duisende Midianiete met net 'n paar honderd manne. En dit is so. Sy arm sal heers bo elke ander mag en krag. Maar sy arm is ook die van omarming. Hy is sterker as alles wat dreig om jou weg te draai van hom af. En die rede hoekom hy namens ons opstaan, is omdat hy omgee. Hy is ontsettend lief vir sy mense. Ons is kosbaar in sy oë. Hy dink baie van ons. Dink daaraan. As God se arm net sterk is en heers, moet mens maar versigtig wees en jou plek ken. Jy moet dalk eerder nie te veel waag nie, want net nou kry jy dit verkeerd. Jy moet seker maak jy bring jou kant van behoede jou as jy dit nie doen nie. Of,
As God se arm net sag en teer is hy ooit in staat om te help? Is hy groot genoeg vir die probleme en uitdagings wat soos 'n reuse oor jou staan? Maar God is beide sterk en teer. Hoe lyk jou lewe as jy weet God is net soveel jou oorlogsvoerder as jou herder? Hoe gaan jy die jaar in as jy besef dis wie jou dra en ondersteun en lei? As jy dus net kyk na jou toekoms en die Here op hierdie manier aanskou, kan jy insien dat die een wat vir jou is die een wat kan en is die een wat wil. Ek lees 'n ruk terug vir my kinders die storie van Pinkenolsie en Eli, 'n verteenwoordiging van ons en God. Pinkenolsie skrik vir Eli se grootheid en sy diep stem in die werkswinkel, waar hy al die houtmensies maak. Hy wil omdraai en eerder weggaan, want wat as hy in die moeilikheid kom by die Skepper? Maar Eli roep hom op sy naam en tel hom saggies in sy hande op. Die klein houtpoppie besef, niemand het al so na hom gekyk nie. Eli verstaan Pinkenolsie se seer van al die afbrekende woorde, al die foute, al die teleurstellings wat hy as merke, as lelike kolle op hom dra. En Eli praat met hom, Eli luister na hom. En stukkie vir stukkie herinner hy hom aan sy waarde. Dit is die werk van die Here, wat hy nou en in jou toekoms doen. Hy gaan jou lief hê en hy gaan jou vasdruk teen sy bors. Hy gaan heers in die wêreld om jou en as jy toelaat in die wêreld in jou. Hy gaan vir jou veg en saam met jou veg, want vir hom is jy dit werd. Vir die Israeliete beteken hierdie woorde van vertroosting dat God optrek saam met hulle uit hulle onderdrukking uit hulle woestyn uit hulle dorre swaar kry en bestaan. Verlossing kom. Hy het nie opgegee op hulle nie, hy sal hulle nie wegstoot nie. Hulle behoort nog, selfs al is hulle vreemdelinge wat amper vergeet het wie hulle was. Staan reg, want die Here gaan verskyn. Sy werk en teenwoordigheid kan ook in jou lewe wys. Ek wonder of jy al gevoel het, jy moet maar jou eie weg uitkerf in die lewe. Ek moet self, ek moet beklei en stoei, alles hang van my af. Hierdie is my jaar en ek sal hom maak werk. En daarom moet ek myself op die altaar van my werk neerlê, want ek moet my sukses bepaal en ek moet vir my gesin sorg en ek moet goed lyk en ek moet voorsien. Dalk het jy al gevoel dat jy so streng in beheer moet bly, want anders gaan alles om jou uitrafel. Niemand anders gaan die touwtjies by mekaar hou nie. Dit het dalk al so geëskaleer dat jy totale verantwoordelikheid neem vir ander mense se besluite in jou lewe. Of jy is so ingestel op jou eie inspanning en vermoëns, dat jy terugstaan vir dit waarvoor die Here jou roep, want jy glo net nie, jy het dit in jou nie. Hier's die ding. Jy hoef nie self te nie. Kyk in hierdie hoofstuk, hoe baie keer sê die Here, ek sal, ek gaan iets nie doen, ek maak 'n pad, ek gee waters. Hy sal, hy wil, hy kan, laat hom net toe. Daardie woestyn in jou lewe, die plek of situasie waar jy hopeloos en uit jou diepte alleen voel, daar waar jy onderdruk en uitgebuit voel, daar waar jy voel niemand verstaan jou nie, daar waar jy wonder waar God is daar en hy herinner jou, hy trek saam met jou op. Die groot, dalk senuweeagtige afwagting soos wat jy draai na die riviere wat in die dorre land van jou lewe inspoel. Weet dat God daar is en herbou en laat groei. Waar jy voel, dit is 'n groot waagstuk, want jy het eintlik gewoond geraak aan die moeilik wat jy ken. Waag saam met God. Hy kan iets nuut doen. Hy kan 'n pad in die woestyn maak. Dit is die prentjie van die toekoms wat hy beloof. Almal sal kan sien God het jou nie gelos nie. Almal sal kan sien dat hy met jou 'n saak het. En hierdie toekoms nooi ons dan om nuwe krag by die Here te kom kry. Jou toekoms is nie 'n moe, dorre toekoms nie. Wag op hom en jy kry wat jy nodig het om regtig te kan lewe. Kan jy dink wat water in die woestyn en riviere in die wildernis beteken?
Dis nuwe lewe. Dis die oopsluit van moontlikhede, dis groei. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ons kan sweef soos arende, want hy, die bron, word nie moeg nie. Die teenkant is dat dit wat jy self bou en aanklou, op die ou ende deur spykers regop gehou moet word. Dis hoe die afgode uitgebeeld word in Jesaja 41 vers 7. Dit lyk dalk nie te sleg nie, maar dit kan skaars regop bly staan. En die afgode in ons lewe werk ook so. Die afgod van jou werk, van jou geld, van jou gemak, jou verknogthede, die afgod van jou genot, of jou status of aansien, enigiets en alles wat so maklik eerste plek in ons lewens inneem. Daardie pilare waaraan ons vashou raak so wankelrig en val so maklik uitmekaar uit. Maar as jy oorgee en anders lewe en jou afgode laat gaan, dan kom jy agter dat jou kapasiteit en energie vanuit 'n onuitputbare bron kom. Die riviere word nie op nie en die water hou nie op vloei nie. Jy hoef nie allerlei dinge as stutte te gebruik nie. God bied vir jou lewe aan, nie meer woestyn nie, vryheid, want kyk, hy gaan iets nuut doen. Jou toekoms is dan nie spartel en desperaat opkom verlig nie, dis floreer in die lewe wat God moontlik maak. Die storie van Pinkenolsie wat ek nou vertel het, gaan verder dat Pinkenolsie se seer, sy merke, daai kolle, alles wat hy al deurgemaak het en ook dit wat hy veroorsaak het, nie dadelik beter geword het nie. En die wêreld om hom het nie dadelik meer hanteerbaar geraak nie. Hy het ook nie in daardie omstandighede en daardie oomblik dadelik vir Eli voluit kon vertrou nie. Wanneer Pinkenolsie vra hoe mens dit reg kry, dat dit wat in die lewe gebeur jou nie heeltyd in dieper donkerte invat nie, hoe bly daardie merke en kolle nie heeltyd aan jou klou nie? Dan sê Eli, jy gaan vir 'n rukkie eers net elke dag by my moet kom sit. En dis wat ons ook sien in verhouding met God. Jy gaan elke dag by hom moet gaan sit. Gaan elke dag na jou plek van gebed en sit net by hom. Bid sonder woorde, bid met woorde. Vind hom in sy woord, leer hom ken. Dis hoe vertroue groei in verhouding. Dan kan ons opstaan saam met die Here. Staan op met hom wat jou losser is en prys sy naam. Die losser is die een wat die familie se welstand op die hart dra. Dis die een wat jou terugkoop uit slawerny, dis die een wat jou kom red uit wat ook al gemors jy in beland het. En dan kan ons hom prys en al die eer gee vir ons lewe. Al voel jy totaal weerloos teen dit wat jou pad teekom. Al voel jy die seer en die swaar is net te donker. Al wonder jy oor jou toekoms, moenie bang wees nie, want God dra jou welstand op die hart. En nou, as mense van die Nuwe Testament kan ons insien wat die eerste lesers nog nie kon nie. Ons kry 'n vars blik op die toekoms deurdat Jesus gebore is en hy ons toekoms is. Die knegg van die Here wat die Israeliete waarskynlik verstaan het as metafoor vir hulle self, kan ons in die lig van Jesus se kom sien. Hy is die knegg wat die lig vir alle nasies is. Hy is die een wat gewond is as gevolg van ons opstand. Hy is die een wat ons red van die bose en van onsself. Jesus. Hy is ons verlede, ons hede en ons toekoms. Sonder hom bou ons 'n legkaart wat nie sin maak nie. Met hom kry ons 'n prentjie vir ons toekoms wat hoopvol en goed is. Ons kry 'n prentjie van oorwinning en heelheid. Ons kry 'n prentjie van deurbrake en wonderwerke waar dinge voorheen onmoontlik was. Ons sien riviere wat vloei en wat groei bring. In verhouding met God, in jou lewe saam met ander, en hoe jy van jouself kan gee. Ons sien die skepping wat lof bring aan die Skepper, want hy is werksaam op ons aarde. Ons sien mense wie se dors geles word. En hy doen dit deur fisiese sorg, deur kos vir die wat nie het nie, maar ook deur vertroosting vir die gebrokenes. Hy les ons dors, maar hy les ook ander se dors deur ons.
Kom drink die water wat hy gee en kom skink die water wat hy gee. Ons sien dat wat ook al nodig is om God se koninkryk, sy heerskappy in ons lewens te laat kom, hy kan en sal doen. Is hierdie belofte dan ook vir ons? Verseker. Dit is God se hart vir sy mense. Dit is God se hart vir jou. So wat het jy nodig vir jou jaar? Hoe sal Jesus se heerlikheid meer sigbaar raak vir jou en deur jou? Miskien moet ons net kyk, maar regtig kyk. Miskien kan ons aanskou en die Heilige Gees toelaat om ons te help om met die oë van ons hart te kyk. Dan sal ons dalk kan sien. Hy doen iets nuut, ook in ons lewens. As deel van ons ritme, kyk ons daagliks of so gereeld soos wat ons kan terug na ons dag. En ons let op hoe Jesus na ons gekom het. Maar omdat dit die eerste Sondag van die jaar is, wil ek jou nooi om eers vandag, soos jy tyd kry, oor die volgende ook te reflekteer. Stel jou voor, watter uitdagings en seëninge in die komende jaar vir jou mag wag. Dink aan belangrike verhoudings, groot en klein besluite wat geneem moet word, vaardighede wat jy voel jy moet aanleer, gewoontes wat gebou of gebreek moet word, genesing waarna jy verlang, goeie werk wat bewerkstellig moet word. En laat toe dat hierdie een vir een in jou gedagtes inkom. Dink aan die dinge wat jy verwag in die voorgrond van jou lewe in die begin van die jaar mag wees. En bring dit dan in gesprek met God in. Dalk kom jy dan nou agter wat jy nodig het. En jy kan dalk selfs dit wat jy nodig het opsom in 'n eenvoudige herhaalgebed. Here, ek vra vir die genade van. En die volgende paar voorbeelde van 'n herhaalgebed mag jou dalk help om jou eie gebed te skryf om hierdie week te bid. Here, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van u teenwoordigheid. Ek vra vir die genade om u stem en die bewegings van die Heilige Gees te onderskei. Ek vra vir die genade van 'n diep belewenis van u vreugde en liefde. Ek vra vir die genade van nederigheid, soos wat ek meer op u krag staat maak. Ek vra vir die genade om my wil aan u wil oor te gee. Ek vra vir die genade van moed om te volhard en getrou te bly aan dit wat u van my vra. Ek vra vir die genade van hoop om te vertrou dat u kan doen wat ek nie kan insien nie. Mag hierdie reflekteer en bid en gesels 'n kosbare gesprekstyd saam met Jesus vir jou wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie nuwe jaar wat voorlê en vir al die goeie gawes wat u vir ons gee. Dankie Here dat ons hierdie jaar aanpak in verhouding met u en dat ons vertrou dat u ons sal bly transformeer om meer soos u te word. Here, kom in elke deel van ons lewens en weer en help ons om u te vertrou. Gee ons ander oë om te kan kyk wat u doen, om te kan aanskou dat u iets nuut doen. Dankie Here vir u grootheid en vir u deernis. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus sy Seun en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by ons elkeen bly. Amen.